Gemeente, môre. Dankie aan elkeen wat vandag hier is. Die lewe van Gerardus Christian van der Berg te gedenk, wat hier is om sy gesin en familie te ondersteun in my laaste uur te kom doen. Gerardus Christian van der Berg is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Daarom tree ons weg, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder sal met ons te staan. Die dood roep ons almal met lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterf, ons behoort aan die Here. Kom ons neem 'n oomblik en word saam voor die Here stil. Hemelvader, ek weet hoe moeilik hierdie oomblik van afskeid is. Moeilik dit is om totsiens vir 'n geliefde te moet sê. Hoe graag ons nie vandag eintlik hier sou wou wees, maar nog 'n oomblik, nog 'n dag saam ons spandeer het. Here, wees asseblief vanoggend hier met elkeen wat hier kan wees en elkeen wat nie hier kan wees nie, maar graag hier sou wou wees.
my lewe te gedenk, my gesin te ondersteun, en elkeen wat hartseer is oor die verlies. Mag die genade in hierdie tyd genoeg wees, mag die Heilige Gees, elkeen wat rou en treur bystaan, wees asseblief spesiaal, by sy vrou Natasha, sy dogters Barbara en Natasha, in hierdie tyd mag u genade, hulle bystaan, hulle tot by berusting bring. Wees met ons in hierdie diens, mag dit wat ons hier doen, u naam verheerlik, en ons nader aan u bring. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons vra dat ons saam staan en die boekie oopmaak op die binnenkant. Ons gaan luister na die Onse Vader, die woorde is daar, as iemand vrymoedigheid het, is jy welkom om saam te sing. Vandag is vandag, is nooit maklik nie, en dis nooit lekker om afskeid te neem, tot ziens te sê vir 'n geliefde nie. Vandag is vandag, dan draai mens na die woord van die Here vir bemoediging, vertroosting, vir antwoorde. Vanoggend lees ons uit 2 kort gedeeltes wat albei praat oor
die lewe. Die eerste daarvan uit Spreuke 8 vanaf vers 12. Ek wysheid, hierdie verstand, ek het die kennis en die skinderigheid. Om die Here te doen is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en onvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Wie my het raad en waal sukses. Ek verneem insig en ek is een wat die mag gee. Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskied. Met my hulp heers die mense wat mag het. Die leiers elkeen wat reg regeer. Ek het die lief wat my lief het. Die wat my soek vind my. Wie my het rykdom en eer, het duursame blywende besittings. Wat ek vir jou lewer is beter as goud, selfs as fyn goud. Wat ek inbring is meer werd as die suiwerste silwer. Waar ek gaan is daar geregtigheid. My pad is die van reg. Ek maak die wat my lief het ryk. Ek maak hulle skure vol. Daarmee saam Prediker 9. Dit alles het ek ter harte geneem en ek het bevind. God regeer oor die wat reg doen en wysheid het, en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar van liefde of haat wag. Die een en dieselfde lot tref almal. Die regverdige en die goddelose, die goeie, die reine en die onreine. Die een wat offer en die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar. Soos dit gaan met die een wat 'n eed aflê, so gaan dit met die een wat weier om die eed af te lê. Die ellende met alles wat in hierdie wêreld gebeur, is dieselfde lot wat almal tref. Die hart van die mens is vol boosheid. Die dwaasheid bly om sy lewe lank by, en sy einde is die dood. Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. 'n hond wat lewe is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe weet, hulle sal doodgaan. Maar die dooies weet niks nie. Daar wag vir hulle niks meer nie. Hulle is vergeet. Dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en haatsaak. Hulle sal nooit weer deel hê aan wat in hierdie wêreld gebeur nie. Eet is jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Dra altyd wit klere, versorg jou haar met olie. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, die lewe wat op niks kom. Maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het, die hele lewe wat op niks kom. Dit is wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou gesoeg in hierdie wêreld. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Want in die doderyk waar jou pad is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. Tot daar soek toe ons skriflesing vanoggend. 2 gedeeltes wat albei oor die lewe praat en in opsigte nogal voel asof hulle kontrasteer met mekaar. Ons almal weet dat een van die sekerhede in die lewe is dat ons nie vir ewig hier gaan wees nie, en ons tyd beperk is. Psalm 90 sê, as mens baie gelukkig is 'n mens lewensjare 70, en as jy sterk is 80, en 'n groot deel van ons word nie eens dit gegee nie. Baie van ons al 60 as ons gelukkig is, en aftree ouderdom as die genade groot is. Prediker kom vertel mens dat die lot van die mens is om gebore te word en iewers te moet sterwe te kom, dat hierdie lewe wat ons het, 'n tydelike geleentheid is om hier op aarde te wees wat verbygaan en tot 'n einde. En dis 'n hartseer ding, want die woorde wat Salomo daar in Prediker sê is waar, dat al mense liefde, al mense omgee, alles wat jy hier op aarde doen, kom tot 'n einde en dan is dit verby en het mens nie meer deel aan wat hier op aarde aangaan. Dit is sleg om te dink dat wanneer 'n geliefde weg is, dan gaan ons hulle nie weer in hierdie lewe sien nie. Dat solank ons nog hier op aarde is, ons 'n lewe sonder hulle moet lewe. Ons het wel die troos, maar die begrafnisformulier ook vir ons gee dat die wat glo, se lewe eindig nie daar. Dit is nie net ons lot om te lewe en dan gaan ons dood en dan is dit verby. Maar ons weet dat die wat glo, na die Here toe gaan, verheerlikte liggaam kry wat nie pyn, seer, moegheid of enige ongemak
ooit weer ervaar nie. Maar die verheerlikte liggaam wat perfek is, die weer alles kan doen wat siekte en ouderdom by mens steel. Ons het daardie troos dat die Here se naam aanroep na hom te gaan. En vandag is ons baie hartseer dat Christo van der Berg se lewe heeltemal te kort was. Hy het nie by die 70 jaar uitgekom wat die Psalm sê 'n mens se jare is nie. En dit voel baie keer asof dit van mense gesteel is as iemand vroeër as dit gaan. Maar ons weet waar hy nou is. Hy was nie vir die Here op sy eie manier met sy geloof goed uitgeleef. Hy het 'n punt gemaak daarvan dat mense weet hy glo. So vandag is ons nie bekommerd dat hy op enige ander plek is as by die Here nie. Ons weet hy is nou daar en dat ons om weer sal kan sien. Nie in hierdie lewe nie, maar in wat hierna. Daarom lees ons, en het ons gelees uit die 2 gedeeltes. Prediker wat vir mense kom sê waar die lewe gaan. Prediker klink aanvanklik 'n bietjie negatief, want hy sê vir mense, die Here regeer oor die wat reg doen en die wat sleg doen. As jy sleg doen, gaan jy dood. As jy goed doen, gaan jy dood. Jy word nie noodwendig omdat jy mooi lewe beloon met 'n langer of makliker lewe nie. Jy kry nie noodwendig die seën nie. Maak nie regtig saak wat jy doen. Iewers gaan jou lewe tot 'n einde kom en daar is op aarde niks wat mens kan doen om dit te keer nie. Dit kan mens maklik oorbied maak, die gedagte dat hierdie lewe is beperk, dit gaan verby en dit is klaar en binne 'n generasie of 2 vergeet meeste mense wat ons gedoen het, wie ons was en alles wat daarmee saamgaan. En tog is dit juis die teenoorgestelde van wat prediker vir mense moet sê, want prediker praat van die begin af van wysheid, dat wysheid by mense moet wees. Die Spreuke kom herinner mense dat wysheid is om die Here te dien. Wysheid is om 'n lewe na te jaag wat mens in God se teenwoordigheid lewe. En vir geen 2 mense lyk dit dieselfde om wysheid na te jaag nie, want ons is verskillende mense met verskillende geaardhede en verskillende werke, verskillende families. En wat by een familie werk, werk definitief nie by 'n ander nie. Wat een huwelik fantasties is, sal by 'n ander een moeilik wees. Daarom sê Salomo in hierdie 2 gedeeltes vir mens, een van die sterk doelwitte van hierdie lewe is om wysheid na te jaag. Die mens doen dit want hierdie lewe wat ons het is beperk. Dis nie vir ewig nie, dis nie 'n illusie. Ek het nou 40 jaar en dan het ek nog 40 jaar en daarna nog 40 jaar, so ek kan nou doen wat ek wil en die volgende 40 jaar beter probeer, die laaste 40 jaar baie goeie mens wees nie. Nie een van ons weet hoe lang hierdie lewe sal wees nie. Salomo gee die woorde vir sy kinders, maar ook vir enige iemand wat wil weet hoe om die lewe aan te pak, om vir mense te herinner dat hierdie geleentheid wat mense nou het, is dalk die laaste. Die oproep wat mens wil maak is dalk die laaste keer wat jy die foon kan optel en jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou man of vrou kan bel. Daarom is dit dalk goed om dit te doen. Prediker kom herinner ons dat ons beperkte aantal geleenthede in hierdie wêreld het om God se liefde, God se wysheid uit te lewe en wanneer dit verby is dit klaar. Daarom sê hy, die doel van hierdie lewe is om te doen wat jou hande vind om te doen. Elke dag dan doen jy die goeie wat oor jou pad kom. Elke liewe dag, elke liewe oggend as mens uit die bed uit opstaan, dat jy 'n keuse vandag kies ek om te midde van goeie of slegte slaap op te staan en hierdie dag op 'n bepaalde manier aan te pak. Ek kies om hierdie dag om te gee die mense wat om my is. Ek kies om hierdie dag God se liefde uit te dra. Mense wil baie maklik kan sê, as jy ons in Kalten wil is, word wakker, die krag is af. Het gaan 'n horrible dag wees, niks goed kan hiervan kom nie, het gaan net akelig wees. Of die krag is af, as die dag so sleg begin, kan hy nie beter raak. Mense het altyd daai keuse om te bepaal wat jy maak vir die geleentheid wat die Here vir ons gee. Die Here gee vir elke liewe een van ons
'n lewe om te leef wat net ons self kan leef. En elkeen van ons het net 'n beperkte tyd waarin om te doen. Daarom moet ons elke dag die geleenthede wat Here oor ons pad stuur ten volle aangryp. Dit is dalk die laaste ene. Prediker sê daarom, eet en drink saam met die wat jy liefhet en geniet die lewe terwyl jy kan. Maak gebruik daarvan, trek mooi aan, doen jou hare, want dis dalk die laaste geleentheid wat jy het om te doen. Ons is hier geplaas op aarde en ons leef vir Here, maar ons weet hier is nie ons eie bestemming. Hierdie is wel ons een geleentheid om hier vir die Here te lewe, om hier vir ander te wys dat God se liefde bestaan. Want daar gaan mense wees wat nooit die binnekant van 'n kerk sien nie, wat nooit die Bybel gaan oopmaak nie, maar hulle gaan ons sien. En in ons kan hulle sien dat God is daar. Soms want as daai grouwe ou ook kan omgee en deernis sê, is daar vir my 'n plaas. As daai een wat eintlik maar 'n oop die meer het kan sien om te probeer, is daar vir my 'n hoop. Prediker kom herinner ons dat ons erns moet maak oor hierdie lewe, sodat ons wysheid in ons lewe sal hê, dat ons 'n punt daarvan sal maak, om elke dag 'n keuse te maak om God te dien. Want wanneer mense dit doen, dan weet ons dat ons hopelik 70 of 80 jaar, maar dalk baie minder is dit, nie die einde sal wees. Maar dat wanneer ons eendag ons laaste asem uitblaas, wanneer die lewe verby is, ons oë sal oopmaak in die hemel. Ons sal weet, daar waar daar pyn is nie, daar waar daar die seer is nie, daar waar ons die res van ons doel kan uitleef. Wat is om in God se teenwoordigheid te wees saam met die wat ons vooraf gegaan het, en om te verheerlik. Hier op aarde is ons enigste geleentheid in verhouding te wees, om te werk, om 'n verskil te maak. Prediker nooi ons wat agtergebly het, ons wat almal al geliefdes verloor het, weer nie na die lewe te kyk en dit is 'n geleentheid te sien om die meeste van watter tyd ook ons oor te maak, sodat dit nie vir ons die einde sal wees, sodat daar vir ons 'n goeie getuienis sal wees. Elkeen wat in Christus gedien het, weet, goeie mens, dalk nie sosiaalste nie, maar iemand wat omgegee het, iemand wat lief gehad het, en iemand wat 'n impak gehad het, die mense wat vir hom kosbaar was in lewe. Dis al wat enigeen van ons kan doen. Nie al van ons hoef voor mense te staan of honderde of duisende vriende te hê nie. Soms is een of twee goeie vriende en 'n gesin wat oor mense omgee en daar te doen wat die hand vind om te doen. Al wat nodig is om 'n sinvolle en goeie lewe te leef wat lei daartoe. Dat hierdie nie die einde is. En vandag gedenk ons die feit dat Christus 'n goeie lewe geleef het, op sy eie manier. Baie mense gehelp het, op sy eie manier 'n verskil in hierdie wêreld gemaak het, op sy manier dit 'n beter plek agtergelaat het. Dit vra van ons om dieselfde te doen. Dit maak nie saak waar ons in die lewe is nie, ons het nog steeds die keuse dat ons kan draai en wysheid begin najaag. Ons kan God dien. Ons het nou nog terwyl ons hier is in lewe, die kans om iets van ons lewe te maak ter eer van die Here. Tot nagedagtenis van die wat ons vooraf gegaan het. Dus kom ons, neem die tyd, word voor Here saam stil en vra om ons te help, kom ons bid saam. Hemelvader, die weer is nooit lekker om totsiens te sê. Deels want 'n geliefde man, 'n geliefde pa, 'n goeie vriend en 'n kollega is nie meer met ons. Daar's 'n stoel wat leeg gesit aan die tafel. Daar is soveel eerste geleenthede wat 'n pa en 'n man, 'n vriend eintlik daar moet wees wat hy nie daar gaan wees nie. Mense nie aldag kans daarvoor. Here, mag U genade daardie tye vir elkeen wat Christus se lewe hou genoeg wees. Here, help ons met tyd, net die goeie en die positiewe te onthou. Mag hy die impak wat hy op soveel mense se lewens gehad het, in ons gedagtes, in ons harte bly. Mag ons onthou dat solank ons aan hom dink en hy nog in ons gedagtes is, hy nie heeltemal weg is.
Here, ons is dankbaar dat hy nou by U is. Maar help asseblief elkeen wat moet agterbly, om 'n lewe te leef wat ook sal verseker, dat wanneer ons die laaste asem uitblaas, wanneer dit alles verby is, ons oë by U sal oopmaak, die paradys sal wees, by 'n feesmaal voor die aangesig van ons teestanders. Here, mag U genade in hierdie tyd genoeg wees vir elkeen wat hartseer is en raak. En help ons om hierdie te sien as 'n geleentheid, om dit wat oor is van ons lewens, hoe lank of kort dit ook mag wees, ten volle aan te gryp. Die oproep te maak wat gemaak word, die boodskappe te stuur wat gestuur kan word, om geen deernis te wys aan die mense wat in ons lewe geplaas het. Here, help ons om nie by die werk te doen wat ons hande vind om te doen, maar ook by ons huisgesinne, by ons families, daar die werk en tyd in te sit, om seker te maak dat elkeen weet hoe kosbaar hulle vir ons is en vir U is. Here, help ons asseblief om 'n lewe van wysheid na te streef, sodat ons hierdie lewe wat vir elkeen van ons op die doop opeindig, sinvol sal gebruik en verander. U liefde en genade sal wys, sodat hulle, wanneer hulle na ons sien, weer hoop sal kry en redes sal kry om aan te gaan en te bly leef. Here, ons vra dit nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur U genade. Amen. Ek wil graag nou vra dat ons sit na 'n video kyk wat om Christus gered. Whatever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. Well, all the other not quite. Well, all I never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Moses on the stage right, and David brought a rock to a sword fight. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
het ek verdwaal. George, you say to your friends out there. I love you all. I'm glad to be your father. Huh? I'm glad to be your father. Wat 'n mooi herinnering van 'n lewe wat goed geleef is, van iemand wat nie die krompad geloop het nie, maar die reguit pad saam met die Here geloop het, is sy bes gedoen het. Is ek reg dat die bedankings die in die stoels gedoen word? Dan wil ek graag vir die stoels na vore nooi. Hier is 'n mikrofoon om te gebruik vir die bedankings. Die naam is Henny, namens Natasha en namens Sim. Dus ik gevra om die bedankings te doen. En ik doen dit graag. Eerstens aan die dokters, Barbara, Natasha, Andrew, Henny. Baie dankie vir jou ondersteuning aan Natasha, onder mekaar. Dit is ook na Sim is, vir daai ondersteuning. Wonderlike susters, skoolsusters, broers en swaars. Omdat hulle so wonderlik is. Baie geval, baie dankie vir die wat hier gekom het vir die dag van afstel waar Natasha bygestaan het. Dit word baie waardeer. Al die vriende van Chris en Natasha, baie dankie vir julle ondersteuning, boodskappe, vir die wat hier is, baie dankie vir die moeite. Dominee Andreas van Rooi, baie dankie. Die NG gemeente, Oberhof sisters, vir versies en hulle tyd. Ek hoop ons gaan dit geniet. En dan die begrafenisondernemers, TD Sano, Mocha. Thank you guys. Baie dankie dames. Baie dankie vir die ondersteuning en die buitdiens. En ja, dis dit. Baie dankie. Ek dink daar's iemand wat vergeet is met die bedanking, so ek sal maar dankie sê. Dankie vir die bedankings. Ek weet, mens kan nie vir jouself dankie sê, maar dit is goed gedoen en waardeer. Onder die wil van en toelating van ons hemelse Vader, is deur die dood van ons weggeneem op 12 Junie 2025. Ons geliefde man, vader, broer en swaar Christo van der Berg, op die ouderdom van 63 jaar. Ons baie geliefde ootmoed voor God, in ons uur van rou en opregte dankbaarheid in ons harte, vir die wonderlike jare wat ons saam gegin was. Ons lewe was verryk deur sy lewensvreugdevolle lewe. Ons sal hom mis, maar eer sy nagedagtenis. Die draers wat die kus in die kerk ingebring het, was Barbara van der Berg, sy dogter, Natasha van Sail, sy dogter, Heinrich van Sail, sy skoonseun, Gerry Swart, vriend, Elie Stoels, swaar, Willie Stoels, swaar. Die draers by die kerk uit is Heinrich van Sail, sy skoonseun, Gerry Swart, sy vriend, Michelle de Vrytas, sy susterskind, Jenny de Klerk, die susterskind, en Johan de Klerk, susterskind. Maar voordat dit gebeur, gaan ons eers hier in die kerk 'n laaste eer betoon. So ek gaan vir ons die formulier wat daarmee gepaard gaan behandel, en wanneer dit klaar is, gaan ons die familie die geleentheid gee om eers na vore te kom en 'n laaste eer te betoon. Hier is roosblare wat op die kus geplaas kan word en blomme vir die nabye familie. As die familie klaar dit gedoen het, dan kan die res van almal kom. En as almal klaar daarmee is, dan moet die draers asseblief net na vore kom en ons uitbeweeg
met hom Christus na die voertuig waar ons 'n laaste gebed sal doen. Ons neem nou afskeid van Christus van der Berg, wat deur die dood van ons weggeneem is. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea. Op die Sondagsmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg. 'n engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. Ons vind ons troos in die woorde van Jesus. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. By die oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en verlies. Ons geloof in die opgestaane Here, vul ons egter met vrede en met hoop. Net so seker as wat hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf en met liefde en ontferming kroon, dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vandag eer ons die Here vir Christus van der Berg se geloof en vir bevestiging in die woord van God, dat die wat glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Ons glo daarom nie dat ons Christus van der Berg oorgegee het aan die dood, maar dat hy nou ten volle deel het aan die ewige lewe. Die geleentheid word nou vir die familie gegee om 'n laaste eer te betoon. Ek wil dan vra dat die draers, Heinrich, Gerry, Michelle, Jenny en Johan asseblief na vore sal kom. En dat ons almal uit eerbied sal staan.
my in die skadu bly. Gee dat elke hartse vreugde en vrede eindelijk nuttig word vir my. Elke afdrang kan ek ken. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my ewig omarm.